So ons is besig om te gesels oor die boek Filippense, net om almal op dieselfde bladsy te bring, wil ek net vinnig 'n bietjie agtergrond gee. Paulus het 'n kerk gestig op sy tweede sendingreis in 'n dorpie met die naam van Filippi. Daar was geen kerk gewees nie. Al wat daar was 'n vroue bidhuur onder by die rivier, onder leiding van 'n besigheidsvrou met die naam van Lydia. En hy het hulle na die Here toe gelei, hy het toe na haar huis toe gegaan en haar hele huishouding het die Here aangeneem en was gedoop. Nou onthou, daai tyd se huishoudings was baie groter as ons, nê? Familie het saam gebly en om te dink net jou skoonma bly nou saam met jou in een huis en ook daar was slawe gewees wat ook deel was van die huishouding. So dit was baie groter gewees as vandag se dae. Die hele huishouding het tot bekering gekom. Maar toe het daar later ook 'n Romeinse wag tot bekering gekom. Hy het wag gehou oor Paulus toe Paulus en Silas mos in die tronk was, nê? En toe die Here die deure geskit en toe het hulle vry uitgestap. Toe wou die soldaat homself doodmaak en toe sê Paulus hulle wag, nee, moet nie dit doen nie. Hier is ons het nie ontsnap nie. Toe het daai soldaat, daai aand die Here leer ken, hulle het vir hom die evangelie gegee, tot bekering gekom. En sy hele huishouding was gedoop. So het die kerk ontstaan in daai dorp Filippi. 'n strategiese dorp, baie belangrike dorp, op 'n hoofroete. Dit was die weg na Europa gewees. So baie reisigers het deur die dorp gegaan. En daarom was dit belangrik dat daar 'n kerk moes wees. En Paulus het daar die kerk gestig. En toe 'n paar jaar later, toe hy onder huisarrest was in Rome, het hierdie kerkie, 'n arm kerk, hulle het nie baie geld gehad nie, het hulle offerande opgeneem, geld bymekaar gemaak, en toe stuur hulle dit vir Paulus, terwyl hy onder huisarrest was, in Rome. En omdat hy so dankbaar was vir hierdie kerk, skryf hy toe hierdie brief vir hulle. Die brief Filippense, die brief wat ek en jy lees in ons Bybels. Ek dink daar's geen ander brief of boek in die Bybel waar daar so baie one-liners in is, soos Filippense nie, is dit nie so nie, nê? Ek is tot alles in staat. Ek verbly jou in die Here. En moenie angstig wees nie. Ag, daar's soveel mooi dinge in hierdie brief wat Paulus vir hulle geskryf het. En hy bemoedig hulle in die brief. En ons het begin kyk na hierdie wonderlike boek in die Bybel. Hierdie bemoedigende boek. Maar ons werk nie deur hierdie boek van hoofstuk 1 vers 1 tot aan die einde van hoofstuk 4 nie. Ons gaan nie kronologies vers vir vers deur die boek nie. Ons werk deur die boek deur 'n antieke goddelike, bonatuurlike struktuur te volg. Want as jy kyk na hierdie boek Filippense, dis eintlik so amazing, julle. Dan sal jy sien die eerste helfte is eintlik 'n spieelbeeld van die tweede helfte. So, jy sal sien die eerste paar verse in die boek praat Paulus oor 'n sekere tema en dan word dieselfde tema herhaal aan die einde van die boek in 'n paar verse. Presies dieselfde temas. En die temas bou op mekaar, dit word herhaal vir 'n rede. So ons is basies besig om te werk van buite af na binne toe. Want in die middel sien jy die klimaks, 'n paar verse wat eintlik die klimaks vir ons wil uitbring. So ons het reeds gepraat oor afdelings A en B. Vandag gaan ons gesels oor afdelings C. Innerlike vrede en die regte denke te midde van chaos. Om reg te dink en om vrede te hê in die middel van jou krisis. Dit is waaroor hierdie verse gaan. En ons sien dit in hoofstuk 1 en dan in hoofstuk 4 sien ons dieselfde tema, maar Paulus brei uit daaroor op 'n spesiale manier en ons gaan daarna kyk. So, die afdeling C pak potensieel angswekkende omstandighede aan en wys vir ons hoe ons vrede en die regte denke kan hê as ons lewens sentreer op Jesus. As ons Jesus die fokus maak, die middelpunt.
Jy sien nou, ons Paulus het deur angswekkende omstandighede gegaan. Baie van hulle, en veral toe hy in Rome was onder huisarrest. En hy praat van hierdie dinge. Daar was 'n aantal stresvolle situasies wat Paulus deurgegaan het. En dit kon angs veroorsaak het in sy lewe, maar dit het nie. En hy het 'n sleutel gehad, en ons gaan daaroor praat, hoe hy om dit reg te hanteer. Kom ons lees daar Filippense 1 vers 12, 13 en 14. En ek wil hê dat julle moet weet, broeders, dat wat my wedervaar het, wat met my gebeur het, eerder op bevordering van die evangelie uitgeloop het. Hy sê, my omstandighede waar ek my nou self in bevind, onder huisarrest, is bevordering vir die evangelie. Sodat my boeye openbaar geword het in Christus onder die hele keiserlike leiwag en by al die ander. En die meeste van die broeders wat in die Here deur my boeye vertroue gekry het, dit des te meer waag om die woord onbevrees te spreek. It's amazing, nee. Hy was vasgeboei aan 'n Romeinse soldaat in sy huis. En elke soldaat waarin hy vasgeboei was, het hy na die Here toe gelei. So hy het homself nie die slagoffer gemaak, sê ag arme ek, hier's ek nou onder huisarrest alweer, en ek het niks verkeerd gedoen nie. Hy het gesê nee, ek draai hierdie hele ding om, en hy sê vir ons dat sy boeye is eintlik ter wille van Christus. En hy sien homself nie as die gevangene nie. Hy sê, my gehoor, met ander woorde die soldate, hulle is eintlik die gevangenes. As gevolg van die ligging waar hy homself bevind het in Rome, het hy 'n klomp keiserlike of die keiser se leiwagte gehad as gehoor, want hulle het net in sekere areas diens gedoen in Rome. In sekere areas 'n wag gestaan in Rome. En Paulus was in daai gebied gewees, so die keiserlike of die keiser se soldate het wag gehou oor Paulus. Nou hierdie ouens was die keiser se persoonlike soldate. Hulle was die myn ouens. Die tafste, die sterkste, die grootste, die beste vegters. Die keiser se persoonlike soldate. En hulle moes beurte maak om oor Paulus wag te hou. En Paulus sê, wat 'n geleentheid nou om die evangelie te verkondig aan hierdie ouens. En dit is my so mooi, in daai een vers sê hy dat hierdie ouens, elke keer as hulle na die Here toe gelei het, het hulle begin om onbevrees ander te vertel van Jesus. Hulle was ook nie bang om vir ander te vertel van Jesus nie. So hy sê, wat hy eintlik sê is, ek was vasgeketting aan 'n Romeinse soldaat. Met ander woorde, hierdie ou is aan my vasgeketting as Paulus, en dus is hulle aan die evangelie vasgeketting. En daardeur word hulle dan aan Christus vasgeketting. Paulus het seker gemaak dat hierdie ouens die Here aanneem, hulle self verbind aan Christus. So selfs in hierdie stresvolle situasie, het Paulus dit as 'n geleentheid gesien om die evangelie te verkondig. En dit het hom blydskap gegee, het hom opgewonde gemaak. Daar was 'n dag toe ek in DEA ook voor die loop van 'n geweer gestaan het, toe 'n gemaskerde krimineel ons voertuig wou kaap. Ek moet vir julle sê, ek het so geskrik, ek was lam gewees, ek het geweet wat om te doen nie, ek moes eers die Here aanroep, voor ek nugter kon dink en reg optree in die situasie. En dit is moeilik wanneer ons in moeilike omstandighede is, om dit op die regte manier te hanteer. Om daarna te kyk of te dink oor dit soos wat God wil hê, ons moet dink, of soos wat God wil hê, ons moet optree. Maar Paulus wys vir ons so mooi hoe ons vrede kan hê, as ons lewens op Jesus gesentreer is. Hoe ons regdenkend kan bly onderdruk. Daar's nog 'n moeilike situasie waarin hy homself bevind het. Ons lees daarvan in die brief. Daar was gelowiges gewees, medegelowiges, en Satan het hierdie ouens jaloers gemaak op Paulus. Hulle het stories versprei van Paulus, leuns vertel, hulle het hom belaster, hulle het sleg gepraat van Paulus. Ek meen, is dit nie erg genoeg dat Paulus 'n gevangene is vir die evangelie nie?
Nou kom hierdie ouens en hulle praat sleg van hom. Praat sleg van arme Paulus. Ek weet, dit is so onnodig en gemeen, maar Paulus het met geduld en wysheid opgetree. Want hy het besef dat Christus hulle ook kan gebruik, en die Here het, daai ouens het ook die evangelie verkondig, en mense het tot inkeer gekom. Maar kyk gou, hoe hanteer Paulus hierdie situasies? Omdat hy op Christus gefokus het. Jy sien, dit het nie vir Paulus oor homself gegaan nie. Dit het vir hom gegaan oor Jesus en die evangelie. Laat die evangelie verkondig word. Vers 15. Sommige preek Christus wel ook uit afguns en twis, maar ander ook uit welwillendheid. Die eerste verkondig Christus uit naaiwer, nie met suiwer bedoelinge nie, met die mening om aan my boeye verdrukking toe te voeg. Maar die ander uit liefde, omdat hulle weet dat ek bestem is tot die verdediging van die evangelie. Maar wat maak dit? Wat maak dit saak? In alle geval, op allerlei wyse, of dit nou onder 'n skyn of in waarheid is, word Christus verkondig, en hierin verbly ek my, en sal ek my ook verbly. Is dit nie mooi nie? Hy sê, hulle verkondig ook die evangelie, of hulle nou lelik is met my, sleg praat, dit maak nie saak nie, solank die evangelie net verkondig word. Paulus leer vir ons hier, hoe kan ons die situasie reg hanteer? Wat moet ons doen? Hoe moet ons dink daaroor? En Paulus het dit reg gekry, waarom? Omdat sy lewe om Jesus gedraai het, nie om homself nie. Dit het nie om sy werk gegaan, sy reputasie nie, sy uiterlike sukses nie. Hy wou hê dat Christus se koninkryk suksesvol moes wees. Dit is waaroor dit gegaan het. Sy nederige gesindheid het hom van bitterheid en woede bewaar. Het is maklik om bitter te word. As iemand sleg praat van jou en jy weet jy is onskuldig, moet wees eerlik ouens, dis moeilik om nie bitter te raak oor dit nie, nee. Dis nie lekker nie. Maar oor wie gaan dit? In hierdie geval sê hy, dit gaan oor Jesus, laat die evangelie verkondig word. Ek gaan nou nie op myself, die fokus op myself plaas nie. Ek vergewe en sê, kom ons verkondig die evangelie. Hy het vrede en vreugde gehad. En Paulus wil hê dat ek en jy, en die kerk in Filippi, die Filippense, dat hulle ook daai vrede en vreugde moet hê. Daar was nog 'n stresvolle situasie, Filippense 1 vers 20. Volgens my ryk halsende verwagting en hoop dat ek in niks beskaam sal word nie, maar dat Christus met alle vrymoedigheid, soos altyd, so ook nou, groot gemaak sal word in my liggaam. Of dit deur die lewe, of deur die dood is. Ons, julle moet goed verstaan dat Paulus was nie seker of hy dit gaan maak nie. Ek meen, die Jode wou gehad het dat die Romeine Paulus moet oorlewer aan hulle. En dit sou definitief sy dood verseker het. Hulle sou hom doodgemaak het. Onthou, die Jode het niks van Paulus gehou nie, nee. Hulle het gevoel, hy het sy rug op hulle gedraai. Hy het sy rug op Judaïsme gedraai. Hy het Jesus begin verkondig. En hulle het nie van Jesus gehou nie, hulle het hom gekruisig. So, hulle sou hom doodgemaak het. En nie net dit nie, om jou op die keiser te beroep. Want Paulus was eintlik mos 'n Romeinse burger ook gewees. En hy mag, volgens die wet, vra dat sy aanklag voor die keiser gehoor word, en dat hy 'n regverdige verhoor kon hê. Nou, as jy jou sommer tot die keiser beroep, is die kanse goed dat jy doodgemaak kan word, want die keiser was baie wreed, hy was genadeloos, 'n goddelose man gewees. So die kans was baie goed dat die keiser kon gesê het, ag, weg met hom, jy mors my tyd, maak jou dood. Maar ouens, Paulus was nie ontsteld oor dit nie. Kyk gou daar in vers 21. Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Vir my om te lewe, word Christus verheerlik, en as ek moet doodgaan, is dit vir my 'n wins, want ek kry afslag. Ek gaan vinniger in die hemel wees. Hy was gereed om te sterf. Maar hy het ook geweet dat hy werk oorgehad het om te doen, oral waar hy gegaan het, op die aarde. Al het hy uitgesien om hemel toe te gaan,
as hy moes bly, sou dit ook aanvaarbaar gewees het. Maar hy was nie ontsteld oor een van die twee nie. En hy weet ook dat die Filippense, die kerk in Filippi, hulle wou gehad het dat Paulus weer na hulle toe moes kom. Hulle wou hom weer gesien het. En dit is my so mooi, want as ons hierdie verse lees, dan sien ons Paulus het eers aan ander gedink, hy het nie net aan homself gedink nie. Kom ons lees gou daar in vers 24. Maar om in die vlees te bly, is nodiger om julle ontwil. Hy sê, as ek hier agterbly, en ek gaan nie nou al dood nie, is dit eintlik om julle ontwil. Want dan is ek nou nog hier om julle te bemoedig, julle te versterk, om vir julle te preek, en van die goedheid van die Here te vertel, en julle te leer. Vers 25, en dit vertrou en weet ek, dat ek sal bly. Ja, saam met julle almal sal bly, tot julle bevordering en blydskap in die geloof, sodat julle roem oor my oorvloedig kan wees, in Christus Jesus, deur my teenwoordigheid weer by julle. So punt vir punt sien ons hier, dat Paulus presies dit waartoe hy hulle geroep het, later in die boek, dat hy dit geleef het. Want as ons na die tweede deel kyk, die tweede C-afdeling in hoofstuk 4, dan gee Paulus vir ons 'n deeglike plan, hoe ons ook vreugde en vrede kan beleef in moeilike situasies. En hy daag hulle uit. Hy sê vir hierdie ouens in Filippense, ouens, volg hierdie stappe, ek wys vir julle hoe julle ook vrede en vreugde kan ervaar en beleef tydens moeilike tye. Kom ons gaan kyk daarna. So, as jy jou Bybel het, gaan nou na hoofstuk 4 toe. Ons gaan lees daar van vers 6 af. Dis weer eens dieselfde tema sien ons hier as die eerste deel. Sien julle die spieelbeeld? Dieselfde tema, hoofstuk 1, hoofstuk 4. Innerlike vrede en die regte denke te midde van chaos. Filippense 4 vers 6, baie bekende vers. Kyk, as jy nou nog nie hierdie vers, as jy nou nog nooit hierdie vers gehoor het of gelees het nie, moet jy meer Bybel lees of meer kerk toe gaan. Maar hier kom hy nou. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Nie declare en decree nie, dit wat ek wil hê, declare en decree ek, en ek hou aan met dit totdat God ingee, sodat ek kan kry wat ek graag wil hê nie. Nee, dis eenvoudig. Paulus sê, gaan na die Here toe in gebed, as jy in jou krisis is, vra hom en dan wag jy met dankbaarheid, dat hy dit vir jou sal gee. Vers 7, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Verder, broeders, vers 8, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deug en watter lof daar ook mag wees. Bedink hierdie dinge, en wat julle geleer en ontvang en gehoor, en in my gesien het. Dit is nogal interessant, nie? Paulus sê, die goed wat julle in my gesien het, wat ek geleer het, wat julle ontvang het, wat julle gehoor het ek sê, en sien in my, doen daardie dinge. Met ander woorde, doen wat ek gedoen het. Ek is vir julle voorbeeld. En die God van vrede sal met julle wees. Hy sê dus dat hy 'n voorbeeld vir hulle was, maar hy roep hulle om dieselfde dissipline in hulle denke en hart te beoefen. Daai dissipline en denke wat vir hom vreugde gegee het. 'n vrede en 'n vreugde in moeilike omstandighede. Nou, partykeer dink ons, maar dis Paulus. Ek is nie Paulus nie. Beteken dit dat enige gelowige ook vrede en vreugde kan ervaar in moeilike tye? Ja, ouens. Dieselfde Heilige Gees wat in Paulus was, is in ons ook. Dis dieselfde Gees. Hy woon in ons ook. In vers 7 sê hy ook baie mooi, as die Gees in jou woon, kan jy in die naam van Jesus, deur Christus, ook hierdie vrede en vreugde beleef. So in die eerste C-afdeling, daar in hoofstuk 1, wat ons nou nog gelees het, vers 12 tot 26, is Paulus self 'n voorbeeld. Ons sien dit in sy lewe. 'n Voorbeeld van iemand wat vrede en die regte denke in stresvolle omstandighede uitleef. Dan, die tweede C-afdeling, in Filippense 4 vers 6 tot 9, beskryf hy nie net sy voorbeeld nie, maar hy gee ook 'n duidelike geestelike proses, wat die Filippense en ons moet volg. Daar's 'n duidelike, logiese beweging, en dit bou op. Kom ons gaan kyk daarna. Die eerste punt wat ek wil maak, is
wanneer ons in 'n moeilike tyd, deur 'n moeilike tyd gaan, iets gebeur met ons voel angstig, gaan ons van angs na gebed en na danksegging. Filippense 4:6, wees vir niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God, vers 6. So hier sien ons die eerste stap in die oplossing. Ouens, ek wil dit ook sê, moenie gebed altyd die laaste uitweg maak nie. As jy deur 'n krisis gaan eers na God toe. Bid oor die saak. So as hy praat van gebed, beteken dit eenvoudig, jy ken God in die saak. Wat sê die woord in Spreuke? Ken hom in al jou weë en dan sal hy jou paaie gelyk maak. Is dit nie so nie? So, heel eerste, jy gaan na God toe. Here, ek erken dat op my eie gaan ek nie deur hierdie ding kom nie en ek gaan na U toe. Bid oor die saak. Smeking. Daai smeking spreek vir my van 'n verklaring dat ek afhanklik is van God. Ek gee oor. En dan het ons danksegging, dis 'n bewys vir ons vertroue in God. So, dis nie net noodkrete nie. Dis 'n vertrouende gebed met 'n dankbare hart. Vertrouende gebed met 'n dankbare hart. Jy sien, danksegging wys geloof voordat die antwoord nog gekom het. Voordat dit werklik gebeur het. So, dan gaan ons van gebed na bonatuurlike vrede. Filippense 4 vers 7. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Nou kom die resultaat. God se vrede. God se vrede. 'n Vrede wat verstand oortref. En dis daai vrede wat jy het in moeilike tye, wat ook 'n getuienis is vir die wêreld daar buite. Waar ander mense sê, wow, hoe kan jy so rustig wees en vrede hê? Jou lewe is besig om uitmekaar uit te val en jy's in die middel van 'n storm, maar hoe kan jy vrede hê? Wel, dis die vrede wat God vir jou gee, as jy hom ken in die saak, 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Jy's 'n getuie verander, en dit maak dat die wêreld sê, ek wil ook daai vrede hê. Wat moet ek doen? En dan is jou geleentheid daar, om hulle te vertel van Jesus, is 'n vrede wat harte en gedagtes bewaar. Dit is my mooi. Jou gedagtes en jou hart word bewaar van negatiewe denke wat buite beheer raak. En dit kan gebeur. Daai malende gedagtes wat jou wat laat wakker lê in die aand. Jou brein sny nie af nie. Jy weet nie wat om daarmee te maak nie. Jy kan dit nie stop nie. Die Here sê, ek gee jou vrede. Wat doen hierdie vrede? Dit is soos 'n militêre beeld. Dit bewaar jou hart en jou denke. Dit hou wag oor jou hart en jou denke. Dit beskerm jou. Die volgende stap, Paulus gaan verder en hy skryf daar, hy sê, dan gaan jy van vrede na gedissiplineerde denke. Dan beweeg hy verder en dit stop nie net by hierdie vrede nie, ouens. Filippense 4 vers 8, verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees. Bedink dit. Hy sê vir hulle, julle moet aan hierdie goed dink. Met ander woorde, hy sê nie vir hulle, ag, dis okay, wat ook al in jou gedagtes aangaan, moenie worry, jy gaan okay wees nie. Hy sê, jy moet beheer neem oor jou gedagtes, as ek dit so kan stel, en maak 'n punt daarvan om die regte gedagtes te bedink. Hanteer die negatiewe gedagtes in jou kop. Vervang dit met die woord. Vervang dit met wat God sê jy moet aan dink. Dink aan dinge wat waar is. Dink aan dinge wat eerbaar is, wat respekvol is, wat waardig is. Dinge wat eerbied verdien. Dink aan dit wat regverdig is. Dinge wat volgens God regverdig is. In jou situasie het daar dalk dinge gebeur wat onregverdig is. En die Here sê vir jou, dink aan dinge uit sy woord uit wat regverdig is. Doen jy net dit wat regverdig is en dink aan dit wat regverdig is. Laat almal om jou onregverdig wees. Laat hulle maar wees op hulle eie. Maar doen jy die regte ding. Kies vandag om daai gedagtes te hê.
Dinge wat rein is, wat onbesmet is, wat heilig is, wat lieflik is, aantreklik en liefde werd is, wat loflik is, prysenswaardig in God se oë. Dis 'n oproep tot bewuste, doelgerigte denke. Vrede word nie net ontvang nie, ouens, dit moet onderhou word deur die regte denke. Nou gaan ons proses verder. Ek is amper klaar. Dan beweeg ons van die regte denke na die regte praktyk. Filippense 4 vers 9. En wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit. Doen dit nou. Dis die laaste stap. Ons dink nie net nie, ons doen, dit gaan oor tot aksie. So, hierdie proses beweeg dus van innerlike gebed, ons ken God in die saak, na innerlike vrede, 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan, na innerlike denke, ons begin reg te dink, en dan gaan dit oor na uiterlike optrede. Dan begin ons reg op te tree in die situasie. Ons doen wat God wil hê ons moet doen. Ons tree reg op. Ons reageer nie. Ons retaliate nie in die vlees nie, maar ons tree op soos wat God wil hê ons moet optree in die situasie. En die finale belofte, Filippense 4 vers 9, en die God van vrede sal met julle wees. Jy is nie alleen nie, God is met jou. Dit is my so mooi in vers 7, sê hy, praat hy van die vrede van God, wat ons kry, wat alle verstand te bowe gaan, maar in vers 9 sê hy, die God van vrede gaan met jou wees. So dis nie net 'n gevoel van vrede wat jy gaan hê nie, maar God se teenwoordigheid self. God self gaan met jou wees. Hy is saam met jou, jy is nie alleen in jou toestand nie, jy is nie alleen in jou storm nie, God is met jou. So die tweede C-afdeling beweeg soos volg, van angs na gebed met danksegging, nie rebuke, declare en confess nie, net eenvoudig, die Here ken nou die saak, gee dit vir hom, verklaar dit, vra hom, wag en sê dankie, en dan gaan dit oor na bonatuurlike vrede, wat van God afkom, wat die wêreld nie kan verstaan nie, en dan, die vierde proses of punt is gedissiplineerde, Christus gesentreerde denke, dan gehoorsame optrede, ons doen wat God wil hê ons moet doen, en dan die teenwoordigheid van God, van die God van vrede in ons lewens. Dit is 'n geestelike kettingreaksie, sien julle dit? Dit is ook so mooi hoe Paulus vir ons die proses uiteensit. So in die eerste C-afdeling sien ons dit in Paulus se lewe, ons sien dit manifesteer in Paulus se lewe. Nou in die tweede C-afdeling kry ons die handleiding om dieselfde vrede te ervaar. Dieselfde vrede te ervaar wat Paulus ervaar het. So die progressie wys vir ons, vrede is nie toevallig nie. Dit vloei uit 'n hart en 'n verstand wat doelbewus op Christus gesentreer is. Doelbewus. En dis my gebed vir julle, ek sluit nou heeltemal af hier, dis my gebed, familie, ek bid dat die vrede van God oor julle die waak sal hou. En nog meer dat die God van vrede in elkeen van julle lewens teenwoordig sal wees. En kom ons, hierdie week wil ek julle uitdaag. Kom ons oefen vers 8 hierdie week. En ons wees intentioneel oor dit wat ons dink. Die dinge wat maal in ons gedagtes. Ons bedink dinge wat waar is, wat edel is, wat regverdig is, wat rein is, wat lieflik is en wat loflik is. So eenvoudig gestel, dink aan die dinge wat vir God saak maak. Wat vir God belangrik is. Dink aan dinge wat oordentlik en reg is. Moenie jou tyd mors om aan dinge te dink wat nutteloos is nie. Moenie jou tyd mors met daai negatiewe, toksiese gedagtes nie. Dink aan dinge wat die moeite werd is. En dinge wat God in 'n goeie lig stel. Bedink daardie dinge. En dan gaan jy so bewus word van God se teenwoordigheid. Want dis die proses wat ons kan volg wanneer ons deur moeilike tye gaan. En dit gaan ons help om 'n vreugde en 'n vrede te hê in die middel van 'n storm. Prys die Here, kom ons bid saam. Here, ek dank U
dat ons nie alleen is nie. Ek dank U Here dat U met ons is, oral waar ons gaan, in elke situasie, veral wanneer ons deur moeilike omstandighede gaan. Here, is U met ons. Vader, help ons om intentioneel ons gedagtes gefokus op U te hou. Dankie vir die genadekrag in Jesus naam. Dankie vir U leiding. Ek dank U daarvoor, Here. Ons loof U, ons prys U in Jesus naam. Amen.